So vir die van julle wat nie weet nie en wat nog nooit op hierdie platform was nie, hierdie is Back to Eden. So ja, die rede hoekom ek besluit het op superkosse is omdat ek altyd uit aptekers se oogpunt praat oor siektes. En ek is baie passievol oor siektes, want ek glo ons kan gesondheid kry deur net God se beginsels te volg en weet te eet van die aarde af. Maar ek dink baie van ons hou nie van gesond eet nie, of ons hou nie van sekere groente en vrugte nie, bloot dit omdat ons nie besef wat se wonderlike eienskappe daarin is nie, en dat dit eintlik die vermoë om genesing van aard te wees. So, dis hoekom ek besluit het, kom ons fokus bietjie op wat jy wel kan doen, en wat jy wel kan eet en in jou dieet inwerk, om jou liggaam te help om te kan doen wat hy moet, en dit is om homself te kan genees. So, ja, hierdie platform is om mense te help om terug te keer na die tuin toe. Ek fokus nou baie op siekte en op gesondheid, so op die liggaam, die fisiese aspekte, maar ek droom van 'n platform, of dat hierdie platform nog 'n geestelike aspek ook kan hê, in terme van, ja, ek het nog baie drome, so ek sal dit later met julle deel, maar ja, dat hierdie 'n geestelike inspraak ook kan wees, en 'n geestelike platform ook kan wees, ja, so dat dit regtig terug is na die tuin in liggaam, siel en gees. So, ja, vir die van julle wat nie op die groepie is nie, hierso is 'n skakel. Ek gaan maar net verduidelik, so ek het net besluit, in steede van om klomp sosiale strome te hê, om te adverteer of om vir mense bewus te maak van Back to Eden, gaan ek nou net fokus op die groep, want ek het so baie koeltjies in die vuur, en dan op die einde voel my niks brand nie, so ek gaan net hou by die groep, en ja, dit is nou maar hoe dit gaan wees. So ons het 'n groep, julle. So ja, ons begin met Barley Life. Julle, ja, ek hoop na vanaand is julle net so passievol en geïnteresseerd om selfs net jou eie navorsing te doen oor hierdie ongelooflike gras wat God ontwerp het, of gemaak het. So, vir wie is Barley Life? Barley Life is vir pasgebore babas, vir ou mense, vir siek mense, buisvoeding pasiënte, vir kinders, tieners, vir ouers, vir almal. So, ek het letterlik Barley vir my dogtertjie op 3 weke begin gee, want sy moes vir 'n rukkie lank formulemelk drink. As ek net borsmelk gegee het, dan sou ek nie Barley al so vroeg gegee het nie, maar omdat ek formulemelk moes gee het ek dit al vir haar begin gee, en ja, sy floreer, sy doen regtig baie goed. So, ja, Barley is 'n kos vir almal. Daar's nie 'n persoon wat nie kan baat vind by Barley nie. Soms moet mense net baie min gebruik aan die begin, veral mense met ingewande probleme, moet net aan die begin, ja, sal 'n maag dalk baie erg kramp of so, net omdat, ja, die voeding hierin is baie, baie ryk, en soms is ingewande net op so plek, dat hy nie noodwendig dit kan verteer nie, maar hierdie is 'n kos vir almal, dit is 'n kos, 'n voeding. So ja, ook belangrik, skus julle, ons gaan nou wegval, maar ek moet net die vrywarings doen, is baie belangrik. Die doel van hierdie praatjie is nie om enige mediese uitlatings te maak of impliseer dat Barley Life of hierdie superkos genesend van aard is nie. Geen siekte wat ek hier noem word impliseer, of geen siekte wat ek noem impliseer ek daarmee dat Barley Life dit kan genees nie. En die praatjie is informatief van aard en nie bedoel om enige diagnose te maak of in te meng met die dokter se behandeling nie. So doen asseblief jou eie navorsing, dis baie belangrik. Ons kan nie in vandag se tyd net Back to Eden se praatjies as die waarheid vat nie, asseblief gaan doen jou eie navorsing. Okay, so hier begin ons nou julle. So Barley Life is deur Dr. Yoshihide Hagiwara. So ek gaan maar net praat van Hagiwara, is my bietjie makliker om uit te spreek. Dis deur hom uitgevind. So God het dit was nog altyd in die natuur, maar hy het besef hierdie plant het genesende eienskappe. So, hy is 'n Japaneese dokter. Hierdie boekie wat hy geskryf het, dit is waaruit ek baie van die inligting van vanaand met julle deel. Dis regtig 'n ongelooflike in diepte en oulike boekie, en praat oor gesondheid as 'n geheel en nie net oor Barley nie. Maar hy was 'n farmakoloog, so hy is nou al oorlede en hierdie boekie is geskryf in 1989. So ek neem in ag, daar is al baie navorsing, vandat hierdie boekie gepubliseer is, het daar al baie navorsing na vore gekom, maar dit het nog steeds baie waarde, so ek wil dit graag vanaand met julle deel. Hy was 'n farmakoloog ook, 'n wetenskaplike en 'n besigheidsman. So hierso is 'n baie oulike sê, of 'n
quote, wat is 'n quote in Afrikaans? 'n aanhaling, 'n oulike aanhaling van Dr. Agiwara. Of all living things, plants have the greatest power to absorb and use the sun's energy, preserving it in a form that fuels all animal life, including our own. So daar is die basis of die basis van sy geloof in groenplante om genesend van aard te wees. Okay, so hierdie grappie is, hierdie prentjie is maar net ter grappe of vir 'n haha oulik. Ek glo nie regtig in die Stone Age goeters nie, maar ja, dit is maar net, julle sal nou verstaan. So, hoekom is mense sieker as ooit? As ons dink 200 jaar terug, is baie van die siektes wat vandag ontstaan, was toe nie eers 'n realiteit nie, dit het glad nie bestaan nie. Daar was wel siektes wat mense gehad het, wat ons nou eers 'n diagnose voor het, so ek verstaan dit, maar daar was glad nie so baie kankers gewees nie, mense het nie sommer aan hartaanvalle dood gegaan nie, mense het wel, maar nie, dit was dan as gevolg van regtig 'n swak hart, 'n genetiese swak hart, nie as gevolg van baie cholesterol en baie slegte eetgewoontes nie. So, kom ons kyk net, let's call 'n spade 200 jaar terug, of 300, 500 jaar, selfs at die begin van die 20ste eeu, kom ons sê, laat 1800s, nee, so, laat 1800s, het mense rou plante, wortels en vrugte geëet. Mense het gejag vir kos, so boere het of hulle eie beeste gehad en hulle het dit geslag om te eet, of mense in Afrika of in, wat sê maar, nou nie in 'n samelewing tipe omgewing gebly nie, hulle het hulle kos gejag. Dit wat op die veld was, wat beskikbaar was, dit het hulle geëet. Dit was nie bespuit met hormone en ingeënt en gevoer met klomp goetertjies nie. So, mense het baie gesonder geëet. Mense het meestal roukosse geëet, nê? So, ja, daar was vuur en mense het goed gaar gemaak, maar baie mense wat veral in primitiewe areas gebly het meeste van hulle kosse nog rou geëet. Okay, so dis baie belangrik. Die begin van die 20ste eeu begin ons al hoe meer ons kosse te kook. So met ander woorde, vroeg 1900s mense begin die kosse te kook. Ons wil hê die kosse moet sagter raak. Ons word foodies, nê? Alles moet lekker proe en lekker ruik en dit moet lekker lyk. Ons ontwikkel hierdie palette, nê? Kos was nie net meer daar om ons aan die lewe te hou nie. Ons het begin lewe om te eet, want op sosiale media het hulle gepropageer, soos die ryk mense eet uit en leef hierdie lewe van jy eet en drink en wine en dine en dis te lekker. So ons begin al hoe meer najaag dat kos is 'n vorm van vermaaklikheid. Dit is nie net meer om te oorleef nie. So met dit tesame kook ons al hoe meer ons kosse. Mense het deesdae nie meer hulle verstand aan nodig nie. Die mense kakebeen verander. Ekskuus, ek wil net hierso gou admit. So, ja, julle kry die idee, tye het verander, en ja, wat toe begin gebeur het, is ons kook al hoe meer ons kosse, en kosse word nou in fabrieke geproduseer. Mense gaan nie meer bakkery toe nie, mense gaan na 'n supermark toe wat groente, vrugte, vleis, melk, alles het. Okay, daar's nie meer die bakker of die bakkery of die tannie wat self haar brood bak nie. Dit is nou makliker, ons koop goeders wat in fabrieke gemaak is. So dit word voedselproduksie. So as jy mooi aan dink, dan dink ek dis eintlik so vreemd as jy daaraan dink. Soos die aarde gee vir ons kos, maar ons maak plastiek kos in fabrieke. Dis baie vreemd dat ons sulke goed doen, maar in elk geval, ons verfyn en verwerk alle voeding uit ons kosse uit. Ek sal nou vir julle 'n mooi voorbeeld daarvan gee. Dan tesame met dit swak landboumetodes. So as jy in Levitikus gaan kyk, het God eintlik die opdrag gegee dat elke 7de jaar moet die grond rus. Dis eintlik 'n sabbatsjaar. En omdat ons nie met daai beginsels doen nie, die grond moet net vir ons die hele tyd gee, sit ons met baie swak gehalte grond, en ons grond moet kunsmatig met goeders verwerk word, net om bietjie meer voeding te hê. Hormone, inenting in vleis en suiwel, dit klink baie somber, maar julle, vanaand is daar om hoop te gee, so byt net vas. So nuwe siektes ontstaan, wat nie vroeër daar was nie. Degeneratiewe siektes, soos siektes wat jou swakker maak, jou liggaam swakker maak met tyd. Immunologiese siektes, hoë bloeddruk, aterosklerose, dit is as daar vet in jou, dit is nou tipies cholesterol of so vet wat in jou are saampak. Hartsiektes, arteriosklerosis, dis as die are
nie meer buigbaar is nie, en hulle is nie meer soepel nie, en hulle verhard. Siektes as gevolg van swaar metale in ons water en kankers. Julle, dit is die realiteit, dit neem toe en ek kan dit maar net toespreek aan dit wat in ons omgewing aangaan en dit wat ons eet. So, ja, dit klink somber, maar soos ek sê, hier kom goeie nuus. So, siekte, hoekom is ons sieker as ooit? Siekte ontstaan, en hierdie is 'n belangrike punt om te onthou, julle, meeste siektes ontstaan as gevolg van ongebalanseerde minerale, ensieme en vitamines. Ek sal dit vir julle aan die hand van vanaand se praatjie vir julle verduidelik. So, meeste siektes ontstaan in jou selle. Okay? Ja, dis baie belangrik. So hierdie wanbalanse wat nou ontstaan met jou minerale, ensieme en vitamines, dit kan direk wees as gevolg van radiasie. En ek wil vir jou sê, as jy wifi in jou huis het, as jy jou selfoon die hele tyd aan jou het, as jy devices, as jy horlosies en goeders het wat die hele tyd syne stuur en met jou foon kommunikeer en jou Bluetooth is die hele tyd aan, jy word die hele tyd blootgestel aan radiasie. Dit is ietsie wat jou selle krenk, né? Dit gee vrye radikale af aan jou selle. So chemikalie is goed wat in ons skoonmaakmiddels is, selfs partykeer in ons gremering, ons rome wat ons aansit, dit is daai tipe chemikalie. Anorganiese geneesmiddels, dit is maar net 'n manier om te sê chemiese geneesmiddels, dit is nie eintlik gemaak, ons liggaam is nie eintlik gemaak om die hele tyd chemiese goed in ons keelgatte af te druk nie. Ons is gemaak vanaf die grond om vanaf die grond te lewe, nie noodwendig om die hele tyd pilletjies by ons monde af te druk nie. En dan besoedeling. Ons lug is nie meer skoon nie. So hierdie tipe goeders is goeders wat direk jou selle se gesondheid impakteer. Jy kom dit nie noodwendig dadelik agter nie, maar oor tyd ontwikkel jy siektes en dan weet ons nie waar dit nou begin nie, maar dit begin op met die daaglikse gremering wat jy aansit, waar net die hele tyd klein bietjie van daai toksines in jou bloedstroom inkom. Elke dag word jy soos Daisy de Milker, ek is nie seker nie, ek weet nie, is ietsie met melk, maar wat mos heeltyd haar man met arseen vergiftig het. Sy het nie vir hom 'n glas met arseen gegee nie, sy het hom bietjie, het sy vir hom vergiftig. En dan indirek is dit as gevolg van tekorte in ons dieet. So hierdie tipe goeders, direk of indirek, wanbalanse in ons, dit veroorsaak nou wanbalanse in ons selle. Ja, so ek gaan nou verder daaroor gesels. So kom ek verduidelik net gou vir julle Dr. Hagiwara se storie. So, hy was 'n wêreldbekende farmakoloog en dokter. Hy het in sy era in die 1940s het hy die grootste farmakologiese industrie in Japan gehad. So hy het sy lewe spandeer om die hele tyd medisyne te ontwerp. So met tyd het hy agtergekom dat hierdie medisyne maak nie eintlik die mense gesond nie. Dit maskeer net hulle simptome, maar die medisyne kan nie mense gesond maak nie. So ja, dit was sy eerste bevinding wat hy gemaak het, dat medisyne kan nie eintlik mense gesond maak nie. Die tweede ding wat hy bevind het, of wat toe nou met hom gebeur is, soos wat hy nou die hele tyd eksperimente doen hy wil die hele tyd, jy weet, hy wil nou die nuutste mediese goeders hy wil hê, hulle moet dit ontwerp, dat sy maatskappy die beste kan bly. So, toe het hy nou met kook geëksperimenteer, en dit is voordat kook onwettig, of nie onwettig nie, maar soos toksies verklaar is. Dit is eers in 1963. So, voor dit het hy baie eksperimente met kook gedoen, en hy het homself vergiftig toe met kook. So, wat gebeur het, hoe hy agtergekom het dit het gebeur, is al sy tande het uitgeval, hy het grys geword, en hy kon glad nie meer helder dink nie. So, hulle het hom toe medies ongeskik verklaar, want hy kon glad nie meer in sy eie fabriek werk nie. So wat toe gebeur is, hy herinner toe, of hy toe homself herinner, dat Hippokrates, die vader van medisyne, soos wat hulle hom noem, hy het 'n sêding gehad, of 'n aanhaling gehad, wat hy gesê het, die menslike liggaam kan homself genees, en dokters is net daar om te help. Nee? So, toe ek het lees, toe besef ek soos, joh, meeste van ons dink dokters maak ons gesond. Soos ons wil dokter toe gaan, want hy moet ons beter maak, en dis eintlik glad nie die waarheid nie. Dokters en aptekers kan julle nie gesond maak nie, mense, vra my. Ek het baie lank probeer. So toe het hy begin kyk na, hoorie, maar dan moet daar plante, dan moet iets wees wat sy liggaam kan help en voed om self hierdie kook uit te kry. So dit was toe nou sy beginpunt, ekskuus, ek wil net daar byvoeg. Dit was toe nou sy beginpunt om te probeer agterkom, hoorie, maar ek gaan nou soek na plante. So, hy het 400 verskillende plante en wortels en kruie en goeders nagevors, en toe wat hy toe bevind het,
Die enigste ding wat sy liggaam die genoegsame voeding kon gee, dat sy liggaam homself kon herstel, was nie net barley nie, ek wens ek kon sê dit was barley, maar dit was groen plante. So hy het bevind van alles wat geskape is, plante, krye, alles, is groen plante die goed met die meeste voeding in, wat die menslike liggaam die beste kan toerus om siekte te beveg. So, hoekom hy toe op die einde besluit het om in te zoom op barley, want barley het die beste geproe van dit alles. So, vir die van julle wat dink barley proe nie so lekker nie, dan dink ek, hoe moes die ander goed nie geproe het nie, dat hy sê barley het die beste geproe. Maar ja, die Japaneese mense het 'n baie anderse palet as ons. Ek dink hulle kan baie ander tipe goed eet wat ons westerse mondjies nie lekker kan afkry nie. Maar in elk geval, so lank storie kort is, sy gesondheid het toe heeltemal na hom toe teruggekom. Hy kon daai kook heeltemal uit sy liggaam uitkry en toe het hy begin kyk hoorie wat se eienskappe het barley, hoekom het dit hom gesond gemaak. En dit is nou waar ek vanaand wil stil staan, is by die eienskappe daarvan. So hy het toe bevind die 5 belangrikste voedingsstowwe vir gesondheid is minerale, vitamines, proteïene, klorofil en ensieme. So ek gaan nou in diepte na elkeen van hulle kyk, om net vir ons 'n basis te kan gee vir gesondheid. Ekskuus, ek is nou al so ver. Okay, mooi. So, kom ons kyk na minerale, is nou die eerste een. Okay, julle so volgens Dr. Agiwara, en hy het baie navorsing gedoen, so ek luister nogals wat hy sê. Maar ek weet, dit staan nou potassium en daai is 'n K, maar dit is nou ongelukkige Engelse bron. So dis eintlik kalium, magnesium en natrium, maar natrium is sodium in Engels. So dis die 3 belangrikste minerale vir jou liggaam. En ek gaan nou verduidelik hoekom, maar baie keer kyk ons na 'n aanvulling en dan sien ons, dit het kalium in, dit het magnesium in, of dit het natrium in, maar eintlik vir jou liggaam gaan dit oor die balans van daai 3, die hoeveelhede in proporsie tot mekaar. Dis die belangrike ding. Nie dat daar net kalium in is, of net magnesium, of net natrium. Dit gaan oor die proporsie, die verhouding tussen hierdie 3. Dit is baie belangrik. So, van hierdie 3 is kalium die belangrikste. En ongelukkig, hoe ons vandag in vandag se samelewing eet, ek gaan nou nie weer deeltyd daaroor praat nie, julle kry die idee, maar dit haal eintlik kalium uit ons liggaam uit. So, op cellulêre vlak gebeur daar dan skade, want kalium is eintlik, soos ek sê, wat ons eet, het nie meer baie kalium in nie. Die goeders wat ons eet. So, die rol van minerale in jou liggaam. Die minerale is die rede dat daar hulle handhaaf 'n balans tussen suur en alkalies. Okay, so hulle keer dat jou liggaam nie te alkalies raak of te suur raak nie. So dit is hulle belangrikste rol wat hulle speel. So as daai balans tussen suur en alkalies, as dit versteur word, dan neem jou selmetabolisme af en 'n eerste simptoom van 'n mineraaltekort is moegheid, kroniese moegheid, nê? So hoe kan ek dit sê? Baie keer, ek het al baie praatjies byvoorbeeld gesê, byvoorbeeld soos moegheid is parasiete of wat ook al. En dit is so, maar wat sal parasiete doen? Parasiete sal eintlik op cellulêre vlak sal hulle van jou minerale begin steel. So dis eintlik as gevolg van die werking of die uitwerking op jou minerale dat jy moeg is, dan gee ons parasiete die skuld. So daar's baie sulke siektes, maar dit begin in die selle en dit begin as gevolg van 'n wanbalans in daai 3 minerale. So as die balans tussen jou kalium en natrium ione versteur word, dan hou jou ensieme op werk. Ek gaan 'n bietjie stil staan vanaand by ensieme vir die van julle. Ek weet ensieme is iets wat baie mense rondgooi, maar ons weet nie eintlik lekker wat dit is nie. So julle sal nou mooi verstaan wat dit is. Ek gaan nou nie hele ding lees nie, maar hierdie is sommer net siektes. Ek gaan sommer net vir julle lees. So hipokalsemie, daar kan 'n tekort aan kalsium in jou bloed ontstaan as gevolg van hierdie balans in minerale wat versteur is, en dit sal dan ietsie wees soos jy sal sê maar die hele tyd bene breek, jy sal probleme het met jou bene, osteomalasie, abnormale samentrekkings van jou senuwees, of dat jou paratiroïedklier nie reg werk nie. Dan kry jy goeie soos hipokalsemie, dit is as daar te min kalium in jou bloed is, en dan sal dit goeie soos body languor, soos jy het moegheid, jou spiere is moeg, fisies die hele tyd moeg, en dit kan selfs tot paralyse, of dit is soos 'n verlamheid, kan dit tot lei. Hartmoeilikheid is baie keer as gevolg van 'n kalium balans wat nie reg is nie,
goeie soos hepatitis, lewersiekte, dit is ook as gevolg van te min kalsium. So hy sê obviously a deficiency in potassium, wat kalium is, causes a broad range of disease conditions. So ja, en ek meen, mens weet dit nie, soos ons behandel die siekte, maar ons spreek nie die mineraal tekort aan nie, so die siekte kan nie weggaan nie. En dit is die probleem. Ok, vitamine. So gewoonlik as julle nou dink aan pappe en dit wat ons koop in die winkels, ek meen selfs jelly sweeties sal sê enriched with vitamin C. So meeste van die kere het ons nie eintlik 'n vitamien probleem nie, want al ons kos, as ons plastic kos eet, as ek dit so kan sê, het dit yster in, dit het soveel goedertjies by wat hulle fortified, cereals noem hulle dit, en dit is die voeding of die elemente wat hulle bysit, omdat hulle weet ons dieete is baie sleg, so hulle sit dit in ons kosse by. So meeste van ons het nie noodwendige vitamien tekort nie, maar die probleem is wel, wanneer ons hierdie tipe lekker kossies eet, ek sien nou eers hierdie prentjie, lyk bietjie distorted, ekskuus, hy is nou nie so goeie kwaliteit nie, maar is die manier waarop ons groente en vrugte voorberei om te eet, vat baie van die voeding weg. So kom ek sê vir julle, byvoorbeeld 'n radys, as jy 'n radys vir 5 minute lang kook, dan gaan die Vitamiin C, die hoeveelheid Vitamiin C wat daarin is, halveer na 5 minute. So baie van ons, baie keer sê mense vir my, maar ek eet gesond. Ek eet groente, maar ons kook alles. Ons kook ons broccoli totdat so, jy vat daaraan, dan breek die broccoli so. Dis hoe sag en hoe gaar ons kosse is. Maar baie van die voeding gaan dan verlore. Daar is nog steeds Vitamiin C in, daar is nog steeds kalium in jou broccoli, maar dit is baie, baie minder. So op die ou end, al eet jy al jou groentetjies, as ons nie hierdie goeders rou eet nie, of ons sit dit in die mikrogolf, of ons koop dit uit 'n blikkie uit, dit het nie dieselfde voeding in nie. So, daai goedertjies wat ons in elk geval koop, is dan, sê nou maar, die broccoli wat jy gekoop het, was bespuit. Dit was in slegte grond gemaak, en nou kook jy dit nou nog. So natuurlik gaan jy tekorte in jou dieet hê, alhoewel jy dink, maar ek eet mos broccoli. Dis mos nou beter as die ou wat 'n hamburger eet. Voeding gewys is dit dalk presies dieselfde, alhoewel 'n gekookte broccoli gaan nie noodwendig vir jou hartsiektes gee nie, waar 'n hamburger moontlik gaan. So, dis net 'n belangrike punt wat ek dalk vanaand net wil kom neerlê, is hierdie kosse het aanleerlik hierdie waarde, as ons dit nie kook nie, as ons dit rou eet. So die rol van vitamine is, dit fasiliteer die ensiemwerking, so dit help die metabolisme van die ensieme aan. So ensieme kan nie sonder minerale en vitamine in die regte verhouding, kan ensieme nie werk nie. En julle sal nou gaan ek praat oor die belangrike werking van ensieme in ons liggame. So vitamine help ook om siektes te beveg, né? Dis hoekom ons almal lemoene moet eet in die wintertyd. Julle, hierdie is sommer net om bietjie te spog met barley. So Dr. Hagiwara het klomp vitamine gevat en hy het klomp kosse vergelyk met barley. So barley is heel bo. So ek gaan sommer net, soos vir die grap daarvan, karotene, né? Dit kom eintlik, of beta-karotene kom in wortels voor. Ek sien nou nie wortels hier op nie, dit sou nou interessant gewees het as wortels hier op was, maar byvoorbeeld barley het 52.000 internasionale eenhede karotene in. Die naaste aan hom is kuil, wat 'n tipe spinasie is, 10.000, né? Dis lagwekkend, dit is nie eens vergelykbaar met mekaar nie. Vitamiin B1 het barley 1.29 mg Vitamiin B1 in. Die naaste aan hom het ek gesien, was die boonsteen seldery met 1.03. Dit is bietjie nader aan mekaar. So meeste van die goeders troef barley dit by verre. Die enigste wat ek gesien het was B6. Hy het nou nie so baie B6 in nie, so hier's klomp wat bietjie meer as heel wat meer as hy gerede. Proteïene. So ons almal as ons dink aan proteïene, dan dink ons mos nou vleis, melk, eiers, vis, neute, dit is wat ons dink aan proteïene, né? En dit is tereg so, dit is proteïene, maar wat baie van ons nie weet nie, is dat baie van die vleisproteïene, alhoewel dit al die aminosure bevat, so byvoorbeeld die verskil tussen vleisproteïene en plantproteïene is, vleisproteïene bevat al die aminosure. Aminosure is die boublokke van proteïene, dit is soos die kleiner gedeeltes van proteïene, kan ek maar sê. Waar plantproteïene het nie noodwendig nie. Barley het byvoorbeeld 18 van die totale hoeveelheid, ek dink is 22 hoeveelheid aminosure, waar byvoorbeeld vleis het al 22. So, dis baie keer die verskil. Maar,
Die probleem is baie keer met vleis is, dit is 'n swaar tipe proteïen. So hulle sal sê 'n heavyweight of 'n lightweight. So jou liggaam kry nie daai proteïene lekker verwerk nie. So jou liggaam kry nie dalk al daai aminosure geabsorbeer in die bloedstroom in nie. So barley bevat 45% proteïene. So 45% van die plant is proteïene. So barley is 'n lightweight proteïen. Met ander woorde, hy word baie maklik afgebreek. Hy is 'n polypeptied, okay? So ja, dit is baie belangrik. So meeste van die proteïene in barley kan gebruik word, waar 'n vleisproteïen het dalk baie meer proteïene en meer aminosure, maar dit is nie noodwendig maklik afbreekbaar vir jou liggaam nie. Dis hoekom baie mense, as ons mos 'n rooi vleisie eet, dan voel ons swaar. Ons voel nie lekker nie. En dit is as gevolg van, alhoewel hy die waarde het, sukkel jou liggaam eintlik om dit te verwerk. Okay. So dis belangrik. En dan ook, hierdie is nou nie eintlik so belangrik nie, of dit gaan nou 'n lang verduideliking wees, maar barley bevat 90% aminosure in die regte verhouding. So baie keer het vleis al die aminosure, maar dis nie in die regte verhouding nie, so jou liggaam kan dit in elk geval nie opneem nie. So hier is sommer net iets wat ek wil hê julle moet onthou, en as julle weer na aanvullings en selfs na hormoonterapie kyk, want dit voel vir my minerale en vitamines en hormone werk eintlik dieselfde. So baie keer sal ons net maar sê, ek het 'n kalium tekort, of ek het 'n ietsie, kom ons sê Vitamiin C tekort. Nou gaan koop ek Vitamiin C tablette en ek drink Vitamiin C. Maar die verhouding van al my vitamines is baie belangrik. Die proporsie van hierdie vitamines maak dat ek of daai tablet heeltemal kan gebruik of nie kan nie. En dis dieselfde met minerale, dis dieselfde met hormone. So jy kan nie net 'n estrogenpilletjie drink as jy sukkel met jy te min estrogen nie. Want dit gaan oor die verhouding van estrogen en progesteroon. Die liggaam is nie so eenvoudig. So dit voel vir my dis hoe wonderlik God ons geskaap het. Ons is nie net hierdie wesens van, te min Vitamiin C, daar's vir jou 500 mg Vitamiin C. En nou gebruik ek al die 500 Vitamiin C en nou het ek nie meer tekort nie. Dis nie hoe die liggaam werk nie. Die liggaam pas die hele tyd aan. Hy kyk, wat kry ek? Wat kan ek gebruik? Okay, nou pas die ander vlakke ook aan. Daar's die hele tyd hierdie simfonie of harmonie van goeders wat saamwerk in simbiose, maar ja, die mediese, ons sien dit nie so nie. Ons sien dit tekort gee, en dit werk nie. Die liggaam werk nie so nie. Die liggaam werk saam. Elemente werk saam om gesondheid te produseer. So dis baie belangrik. Okay, klorofil. Hierdie is 'n ongelooflike, wonderlike voeding, wat ons nie eintlik, dit voel vir my, ek weet nie of net die oorseese mense weet hoe wonderlik klorofil is nie, maar klorofil het verskriklike wonderlike eienskappe. Ek wag nog vir die dag wat iemand 'n klorofil pilletjie gaan ontwerp, want dit gaan seker ook binnekort gebeur. Dit is dalk al daar, ek is net nie bewus daarvan. Ek het dit uit aparte bronne gekry, so alhoewel daar nou nie tussen elke binding C koolstof staan nie, beteken die vorm van hierdie struktuur, beteken daai dat hulle bymekaar kom is eintlik 'n C. So hulle kon eintlik hier al daai C's weggelaat het en net hierdie ringe geteken het, as dit sin maak. Maar nou lyk dit asof dit nie dieselfde struktuur is nie. Maar 'n baie wonderlike bevinding wat Dr. Agiwara gemaak het, is dat 'n plant en die menslike bloed het presies dieselfde chemiese struktuur. Daar's net een verskil. En hierdie verskil is, die plant se chemiese struktuur het magnesium in die middel, die mens se bloed het yster in die middel. Maar in struktuur, in konsep, is dit presies dieselfde. So, daarmee sê hy dan, I venture to maintain that the green blood can become red blood in man. So, ek stem nogal saam met hom vir die eenvoudige rede dat ek 'n bloedklont gehad het toe ek swanger was, en ek het barley gedrink en geoefen, en dit het my bloedklont opgelos. My bloedklont het dit opgelos. En vir my maak dit logies sin, as gevolg van nie as gevolg van die minerale en daai goeders nie, dit het natuurlik ook my liggaam gehelp om te kan doen wat hy moet, maar ek dink dit is die hoë dosisse klorofil wat daarin is, want klorofil op sigself is 'n bloedreiniger, omdat hy presies amper dieselfde struktuur het as bloed. So dit is baie interessant as menslike bloed. So, ja, dit is wonderlik, soos hulle sê, byvoorbeeld, as jy die bloeddruk van die plant, dan kan dit die bloed word van die mens, binne in die mens. So, dit is 'n baie interessante konsep, en ietsie wat ek nogals sal doen en sal navors. Ek kan dink, as jy daai tipe kwaliteit bloed van die plant inneem, kan dit wonders doen vir jou eie bloed.
Okay, so eienskappe van chlorofool. Hierdie is nou, julle so barley het baie chlorofool omdat dit 'n groen plant is, nê? Nee? Maar as jy nou net kyk na chlorofool op sigself, dan is hy 'n reukweerder. So dit is bewys dat as jy byvoorbeeld alkohol gedrink het of knoffel geëet het of jy het gastritis en jou maag se reuke is nie baie lekker nie, kan chlorofool letterlik daai reuke wegvat. So ek voel ons gooi met ons eet baie knoffel. Ons gesinnetjie eet regtig baie knoffel en ek voel niemand ryk ons nie want ons drink barley. Ek fop myself en sê dit vir myself, maar ons ryk nie mekaar nie, so ek voel dit is okay. Maar ja, dis 'n reukweerder, so selfs mense wat sê net maar se liggaamsreuke stink, as jy sweet stink kan barley letterlik daai sweet die stink uittrek as gevolg van die hoë hoeveelheid chlorofool. Dis anti-inflammatories, antibakterieel, velinflammasie. Baie mense smeer barley topikaal aan. Hulle maak so 'n pastaatjie aan en smeer dit op oop wonde. En ja, dit is letterlik die chlorofool en dan die lewendige ensieme wat daai wond skoon vreet en die herstel meebring. Interne organe. Peptiese ulkusse, mense wat maagsere het, gastritis en hierdie, ek gaan dit maar met julle deel. Ek het 'n vroutjie gehad wat my kom sien het wat sy is deur klomp goeters, maar langs storie kort, sy het 'n verskriklike erge maagseer, maar sy was nie lus, sy het 'n afspraak gehad by die dokter, maar sy het nie kans gesien om nou nog pille te kry nie, want sy het nou al klaar klomp reekse en 'n hele geskiedenis van goeters wat nie werk nie ensovoorts. So sy was nie lus om die PPI of die protonpomp in die bene te gaan kry nie. Toe sê ek vir haar, okay, drink barley elke 2 ure. So ja, sy het bietjie groen diarree gehad, maar binne 2 dae was haar maag heeltemal reg. So obviously sou sy 'n kamera moes sluk om te weet of was die sere heeltemal weg. Ek glo nie die sere was heeltemal weg nie, maar sy kon kosse eet wat sy voorheen glad nie kon eet nie sonder om enige effek te ervaar. So sy het vir my gesê dit letterlik gevoel asof daar 'n kombersie in haar maag is. En dit is letterlik die hoë dosis chlorofool wat in barley is. So ja, ek sal nou verder daar gesels. Bloedreiniging, dis hoekom ek dink my bloedklont het opgeklaar as gevolg van die hoë chlorofool, antikanker en antioksidanties. Dit is die wonderlike werking van chlorofool. En as jy mooi daaraan dink, dis so mooi om te dink, chlorofool is letterlik die energie van die son af, wat ons kan eet, as dit nou sin maak. So jy eet letterlik daai chlorofool, die energie wat verkry word vanaf die son. Dit is eintlik ongelooflik. Ja. So ensieme. Ek het 'n eenvoudige prentjie. Ek sien nou hierdie mannetjie goetertjies is my bietjie vreemd. Ek moes dalk 'n ander prentjie gekry het, maar ek het gedink, ag, dit lyk oulik, maar nou dink ek, is dit regtig oulik, maar in elk geval. So hoe ensieme werk? Lang storie kort, julle, net om dit baie te vereenvoudig. Ek gaan hierdie vat in die hand van kos, gaan ek die voorbeeld vat. So kom ons sê, hier's nou jou ensieme, hulle is nou aktief, hulle is nou reg om te werk. So die mondjie is oop, ons is reg. Dan kom jou kos, ons maak maar asof daai kos was. Hy bind aan die ensiem breek hom af en verander hom, en dan kom 'n ander produk uit. So as ons dit nou vat in terme van kos, ensieme, ek gaan nou vir julle wys waar werk ensieme oral in jou liggaam, maar as ons dit nou vat aan die hand van kos, gaan ensieme, dit breek jou kos af, en dit wat oorbly nadat die ensieme dit verteer het, is in 'n vorm wat jou liggaam dan daai voeding kan absorbeer. So byvoorbeeld, kom ons vat foliensuur, né? Ons het vandag 'n praatjie gehad oor foliensuur. Mense, moenie foliensuur drink as jy swanger is nie, drink folaat asseblief, groot verskil. Maar in elk geval, kom ons sê jy drink jou geel foliensuur pilletjie. Jou liggaam kan dit nie gebruik nie. Die ensieme breek dit af totdat dit folaat is, die vorm wat jou liggaam kan opneem, né? Ons vat dit as 'n eenvoudige voorbeeld. So dit is hoe ensieme werk. So minerale en vitamines, ek dink ek het vroeër ook gesê, vitamine speel 'n baie belangrike rol in die werking van ensieme. Ensieme kan nie werk sonder minerale nie. So kan jy nou dink, as jy die hele tyd die verkeerde kosse eet en jou minerale is nie in balans nie. Kom ons kyk bietjie waarvoor is ensieme alles verantwoordelik, maar dan kan jy dink, sal jy 'n probleem kry. Okay? Dit verteer jou kos, dit breek jou kos af. Dit is een van die werking. Dit is verantwoordelik vir die gasuitreiling van jou longe, die feit dat koolstofdioksied en koolstof en suurstof kan skei, dat daai gasuitreiling kan plaasvind as gevolg van ensieme wat dit doen, né? Dit stol, as jy 'n wond het, is ensieme die rede dat daar 'n wond kom, dat die bloed stol, okay? Die beweging van jou hande en voete, die knip van jou oë, dis alles ensieme wat dit bewerk. En dan jou denke, selfs jou denke is ensieme. So kan jy nou dink, as jy iets eenvoudig soos 'n kaliumtekort het, né, jy eet slegte kosse, jy kry nie kalium in nie.
dan dat jy dalk brain fog kan kry. Soos met ander woorde, jou denke is nie helder nie. Want hoekom? Die minerale voed die werking van die ensieme. Ensieme is verantwoordelik dat jy reg dink, dat jou denkproses logies en reg is. So kan julle sien hoe belangrik is voeding net vir basiese goed soos gasuitreiling in longe. Ja, so ek dink ek het die punt gemaak, maar ja, voeding is regtig baie belangrik vir ons. Okay. Ag julle, ek het nou maar net vir interessantheid hierso neergeskryf al die ensieme wat in barley is, en hierdie was toe die dokter die boek geskryf het, was dit, hy het gesê, hy weet, hy 20 van dit het hy gekry, maar hy weet daar's nog baie meer. So, een wat hy nie gekry het nie, wat eers onlangs gevind het, is superoksied dismutase. Julle kan bietjie gaan oplees oor hierdie ensiem. Dit is in baie gesondheidskringe, is dit nou the thing, want hy kan veroudering stop. So, wonderlik om te weet, dit is ook in barley, nee, jy bly langer jonk. Dis as gevolg van hierdie ensiem, superoksied dismutase. Hierdie sitokroom oksidase, nee, en hierdie is nou hoe kan ek sê, 'n hipotese wat die dokter gesê het. So, sitokroom oksidase het hy bevind, hierdie ensiem is glad nie in kankerselle nie. So, hy het gaan toets, as jy hierdie ensieme vir kankerselle gee, of vreet dit nie die kankerselle nie, en dit het. So, dis hoekom hy baie keer mense behandel het, met sy natuurlike goeders vir kanker, omdat baie van hierdie goed ensieme in het, wat kankervretend is. Nee? Ek wil ook net wel vir julle die volgende sê, met betrekking tot natuurlike, kom ons vat natuurlike goeders oor die algemeen, nee? Kom ons vat essensiële olies, aanvullings, kruie, daai goed. Vir hierdie goed om terapeuties te wees, vir aanvullings om terapeuties te wees, moet jy baie groot dosisse vat. So baie mense drink 'n halwe teelepeltjie, kom ons sê barley elke dag, en sê, ek voel geen verskil nie, ek is nog steeds so moeg. Okay, so dan moet jy meer drink. So Dr. Hagiwara was van mening dat jy barley sap 3 keer 'n dag moet drink om gesond te wees. 3 keer 'n dag. Ons sê vir mense, drink dit 1 keer 'n dag, want mense wil dit nie 3 keer 'n dag. Hulle wil nie ietsie 3 keer 'n dag die hele lewe tyd vat nie, hulle vergeet. So mense drink dit 1 keer 'n dag. Maar byvoorbeeld die vroukie wat die maagseer gehad het, sy moes letterlik elke 2 uur, sy moes haar wekker stel, elke 2 uur moes sy barley drink. So baie keer is natuurlik goed, is meer effektief en net so effektief soos medisyne, maar die manier waarop ons dit moet vat, is of vir mense nie koste-effektief nie, of is nie vir mense gerieflik nie. So dis hoekom baie keer mense nie resultate of goed genoeg resultate kry met natuurlike goeders nie, is want die dosisse is nie reg nie. En as jy gaan kyk op die internet as 'n guideline vir natuurlike goed, wil ek vir julle sê, jy gaan glad nie gesond raak nie, want hulle vat die minimale, alles is nog nie genoeg getoets nie. So hulle vat die minimale hoeveelheid en sê, moenie hierdie dosis oorskry nie, dit is die minimum hoeveelheid. So selfs essensiële olies, op die internet sê hulle, jy vat 10% essensiële olie en jy vat 90% draarolie. Dit gaan glad nie effektief wees nie, dis 'n lekker ryk dingetjie wat jy maar rond in jou huis kan sit. Jy gaan nie gesond word daarvan nie, dit gaan nie jou liggaam help nie. So, dis maar net belangrik om te onthou, hy het 10-1 baie hoë dosisse vir mense gegee, want hy sê, julle boekie is vol testimonies van mense wat gesond geword het, maar hy het nie net vir hulle 'n kwart teelepeltjie 'n dag gegee nie. Hierdie mense, ek weet nie eers of het hulle binne aars dalk selfs barley gekry nie, maar ja, dis belangrik om hierdie goed in ag te neem, as mens kyk na terapeutiese dosisse. So opsommend julle, minerale, vitamiene, proteïene, klorofil en ensieme. Dis jou sleutels tot gesondheid. Ons behoort dit uit ons kos uit te kry en dan behoort ons nie siek te word nie. Okay, want dit hou jou selle gesond. Hierdie goeders is sleutel tot gesondheid want dit hou jou selle gesond. As jou selle siek is, gaan jy siek word. So dit werk saam om abnormale kondisies te korrigeer. Dit gebeur wel ook oor tyd. Dis ook baie goed. Mense wil hê daai kopseer moet nou weggaan, maar as jy hierdie minerale en balans en daai goedertjies herstel, dit vat tyd. Dit gebeur nie oornag nie. So Body Life bevat al hierdie 5 elemente in die regte verhouding. Dis jou all-in-one. Dit is maar my persoonlike opinie. So vir interessantheid, hier is sommer maar net soos om julle lus te kry om barley te drink. Dr. Hagiwara het die volgende lys siektes met barley behandel. Weereens, ons weet nie wat die dosis nie julle, ek is seker van hierdie goed is nie net 'n teelepeltjie 'n dag nie.
obesiteit en is letterlik oor van hierdie ensieme, die vetsuuroksidase ensiem breek vette af. So mense wat baie keer is mense oorgewig omdat hulle vetselle is wit vet en nie breinvet nie. Breinvet kan verbrand word, wit vet kan nie. Daai vetsuuroksidase ensiem kan wit vet breinvet toe verander. So dit is 'n rede vir die obesiteit om weg te gaan. Asma, ekseem, velkondisies, anemie, hartlywigheid, lumbago, gastritis, diabetes, hoë en lae bloeddruk, hartsiektes, nefrosis, hepatitis en kanker. So dit is die goeters wat hy behandel het. En wat ek hier net vir julle wil sê is, Barley Life is nie 'n medisyne nie. Dit het nie genesende eienskappe nie. Ek weet dit weerspreek wat ek gesê het, maar julle gaan nou verstaan wat ek wil doen. Wat dit genesend maak, is die feit dat dit vir jou liggaam daai elemente gee wat jou liggaam nodig het om homself te kan genees. So ek is van mening dat geen medikasie, geen plant, geen kos wat jy eet kan jou gesond maak nie. Al wat dit doen is, dit maak jou gesond, want dit gee vir jou liggaam dit wat hy nodig het om homself te kan gesond maak. So, dieselfde met medisyne, dit onderdruk jou simptoom, dit maak jou nie gesond nie. So, as jy die regte voeding vir jou liggaam gee, dan kan hy homself begin gesond maak. So dis maar al wat Barley is. Die is ek vir die van julle wat nie weet nie. Ek is 'n apteker, Karen Zaiman. Ek doen 1-tot-1 konsultasies, leefstylanalises en aanbevelings, holistiese benadering tot kroniese kondisies en medikasie en ondersteuning in jou genesingspad. En dan vir die van julle wat nog nie op my groepie is nie, there is the QR code. En ja, julle, ek dink dit is dit. Ek hoop julle is net so opgewonde oor Barley soos ek.